In die prediking, broeders en susters, gaan ons vanoggend 'n bietjie verder nog in ons boureeks. Ons het nou al 'n geruime tyd hierby met u stil gestaan. En vanoggend wil ons graag bietjie nader gaan kyk na Nehemia 3. Nou voordat ons enkele gedeeltes daaruit lees, kom ek gee vir u net bietjie agtergrond vir die van u wat dalk nie vorige kere hier teenwoordig was nie. Die volk van die Here is na baie waarskuwings deur die Here in ballingskap weggevoer en daarna is Jerusalem letterlik met die grond gelyk gemaak. Later, dit is weer die genade van die Here, kon 'n klein groepie begin terugkeer na hulle land toe. Hulle kom in 'n land waar alles verwoes is, die tempel ook verwoes is. Dit is eintlik 'n hartseer gesig wat hulle daar gesien het. En dan het ons gesien hoe die Here dit in die hart van Nehemia lê, om saam met die volk met 'n heropbou van Jerusalem te begin. Ek ken die geskiedenis daar rondom. Ons het gekyk hoe Nehemia eerste van alles om voor die Here gaan verootmoedig het. En gebid het om die Here se seën. En daarna het hy die volk bymekaar gekry en het hulle begin bou, die heropbou van Jerusalem se mure. Nou om hy so bietjie 'n prentjie te gee van wat hulle gedoen het ek twee sketse wat ek net vooraf vir u wil wys. Ek hoop dit is duidelik. Dit is Jerusalem in die tyd van Nehemia, en u kan baie duidelik sien die mure wat daar rondom Jerusalem was. Daar heel bo is die tempelkompleks, en dit is hierdie mure wat Nehemia en die volk nou gaan herbou het. Dit is vir hulle vreeslik belangrik, ook vir hulle eie veiligheid, om daardie mure te herbou. Nou hier is 'n skets wat 'n mens so 'n bietjie perspektief ook verder gee, van hoe dit waarskynlik daar gelyk het in Nehemia se tyd. Dit is reg rondom die stad, het hulle begin om hierdie mure te herstel. En dit is hiervan wat ons dan lees in Nehemia 3. Nou, u kan die Bybels daar oopmaak. Die opskrif van hierdie gedeelte, en ek gaan vanoggend dit vir ons lees uit die ou Bybelvertaling, omdat dit sekere dinge beter na vore bring as die nuwe vertaling. Die opskrif by hoofstuk 3 is die herbouing van die mure en die poorte van Jerusalem. Nou as u net u oog laat gaan oor die hele hoofstuk 3, dan sal u sien, dis name op name op name. Maar daar tussen lê goud, wat ek gaan probeer om vanoggend vir u uit te lig. Ek gaan net enkele gedeeltes hier lees. Dit is geweldig baie name, my tong gaan knoop. Enkele gedeeltes vir u lees, en dan gaan ons bietjie verder daarop in. Nehemia 3, kom ons begin van vers 1 af. En Eljasib die hoëpriester het hom klaargemaak met sy broers, die priesters, en hulle het die skaappoort gebou. Hulle het dit geheilig en sy deure ingesit. Verder tot by die toring, Amaya het hulle, wat hulle geheilig het, tot by die toring van Hananiel. En naas hom, beteken reg langs aan hom, het die manne van Jerigo gebou. En daarnaas het Sakker, die seun van Imri, gebou. En die vispoort het die seuns van Sena gebou. Hulle het dit met balke uitgelê en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En naas hulle
het Merimot, die seun van Eria, die seun van Hakkos herstel. En naas hulle het Mesulam, die seun van Berechja, die seun van Mesesabeel herstel. En naas hulle het Sadok, die seun van Bana herstel. En naas hulle het die Tekoïte herstel. Maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van hulle Here nie. Dan ook vers 8. Naas hom het Isiel, die seun van Harhaja, van die goudsmede herstel. En naas hom het Anania, lid van die salfmengers, herstel. En hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die breë muur. Dis enkele gedeeltes hieruit, broeders en susters, waarop ek dan graag nou ook in die prediking 'n bietjie op wil ingaan. Het gehoor en gesien hoe ons hier in Nehemia 3 'n lang lys name kry van mense wat gehelp het aan die heropbou van Jerusalem se mure. En weet jy, as 'n mens dit so lees, elkeen op sy plek, name, pa, ma, kinders. En het ek myself die vraag afgevra, sal my naam, die naam van my huis, sal daai name ook verskyn in die lys van mense wat kragtig help bou het aan die koninkryk van die Here? Gaan my jou naam ook daar wees? Iemand wat 'n bouer was in die koninkryk van die Here. Dis die vraag wat ek nou net eers by u laat, in ons agterkop. Weet jy, Nehemia 3 wys vir ons hoe die Here elkeen van sy kinders werklik kragtig wil gebruik in sy kerk en in sy koninkryk. Dink Nehemia 3 bring so pragtig na vore dat die Here aan elkeen gawes gegee het. Iets besonders gegee het waarmee hy op sy plek kragtig kan bou in die kerk van die Here en in die koninkryk van God. Baie interessant is in die eerste plek om bietjie te gaan kyk wie het almal help bou. Weet jy, as 'n mens deur hierdie name werk, dan kom jy op hierdie dinge af. Bo aan die lys van mense wat kragtig help bou het aan hierdie mure, is die naam van die hoë priester Eljasib. Ek dink is nie om dowe neute dat sy naam eerste genoem word nie. Want sy naam beteken God sal herstel. Is tog merkwaardig, nie waar nie? God sal herstel. Ja, die Here self sal Jerusalem uit die puin uit optel. Hy kan, hy's kragtig en hy's magtig daartoe. Maar dan sê al die ander name wat verder in Nehemia 3 verskyn, vir ons dat die Here verkies om met mense te werk. Dat die Here dit verkies om met mense, met my en jou, sy werk te doen. Dat die Here dit verkies om met mense, met my en jou, wat ons self met vreugde in sy diens gee, om daarmee sy kerk te bou, sy koninkryk in hierdie wêreld. Weet jy, as 'n mens na die name gaan kyk
hier in hoofstuk 3, dan leer ons iets baie moois oor hoe die kerk van die Here, hoe 'n gemeente, hoe gelowiges saam moet funksioneer. As ons deur daai lys gaan, is een van die eerste dinge wat 'n mens tref, dat daar telkens gesê is, dat ouers saam met hulle kinders op 'n bepaalde plek aan hierdie muur gebou het. Ouers saam met kinders, pa, ma en hulle kinders. Ander bouers aan hierdie mure was die goudsmede. Dink in vandag se taal sou ons kon sê, dis die kreatiewe mense. Mense wat iets moois kan skep. Hulle het daai gawe van die Here ontvang. Ook hulle was daar. Ook hulle het hulle deel gedoen in die heropbou van Jerusalem se mure. Ons lees die salfmengers was daar, en vandag se taal sal ons sê die aptekers. Dink is mense wat met groot presisie of noukeurigheid kan werk, wat millimeters kan afmeet, of milliliters. Mense wat noukeurig dinge kan doen. Ons lees daar dat die handelaars, die besigheidsmanne, ook hulle plek gaan herstel het. Dis mense met die vermoëns om 'n situasie te kan lees, te kan opsom, te kan evalueer, en wat uiteindelik maklik planne op die tafel kan sit. Hulle was ook daar. Dan was daar die leviete, hulle wat in die tempel gewerk het. Hulle het ook gaan help bou. Daar was die priesters. Ook hulle was bereid om, kom ons sê, harde handearbeid vir die Here te gaan verrig. En baie mooi. Ons lees selfs van 'n pa wat nie seuns gehad het nie, wat vir sy dogters gesê het, kom ons gaan bou. Ons het ons plek waar die Here wil hê ons moet werk. Weet jy, as ons so deur hierdie lys werk, dan kom 'n mens agter dat daar nie minder as 40 verskillende groepe mense help heropbou het aan Jerusalem se mure nie. Dit was mense van verskillende beroepe, mense van verskillende agtergronde, mense vanuit verskillende omstandighede. Hulle was daar en hulle het help bou aan Jerusalem se mure. Elkeen het sy deel gedoen. Al was dit hoe nederig of hoe klein. Elkeen het met die talente, het met die gawes wat die Here aan hom gegee het hy sy deel gedoen. En weet jy, broeders en susters, dit is aangrypend om dan te sien hoe hulle as een groot gemeenskap werklik saamgewerk het. Dit is wat die Here in die lewe van sy kinders doen. Dis wat die Gees van die Here in ons lewe doen. En dis hoe die Here ons wil sien saamwerk. In hierdie gemeente, dis hoe die Here ons wil sien saamwerk in sy koninkryk, ook in hierdie land van ons. Nou, weet jy broeders en susters, dit is so dat alles met hierdie heropbou ook nie glad verloop nie. Hulle het geweldige teestand ook gekry. Daar was ook terugslag. Maar vasberade het hulle bly heropbou aan Jerusalem se mure. Hoekom? Hoekom was dit so belangrik? Ja, vir hulle veiligheid in die eerste plek. Maar nog meer. 400 jaar later moes ons Here Jesus Christus hierdie stad ingaan. 400 jaar later.
Hy moes as die groot koning hierdie Dawidstad ingaan. En nie in 'n puinhoop in nie, maar in 'n stad versier vir sy koning. Nou sal hy dit baie goed onthou toe ons Here Jesus Christus gekom het. Toe het hy na hierdie aarde toe gekom om vanuit die verrotte ou puinhope van mense se lewens weer God se koninkryk in krag te laat kom. Toe hy gekom het, was sy werk vir hom nie te vernederend nie. Hy was selfs bereid om te gaan ly en te sterf, sodat mense God weer kan raak sien en kan ken en kan dien as hulle koning. Hy het na hierdie aarde toe gekom, om ons ook deur sy gees bekwaam te maak, om 'n bydrae te maak, 'n bydrae te lewer in die koms van sy koninkryk. En sedert ons Here Jesus Christus se koms aarde toe, broeders en susters, is die koninkryk van God in volle krag besig om in sy volkomenheid te kom. God bou self sy koninkryk. Maar dit moet ons raak sien. Hy bou ook met mense soos ons. Hy wil bou met 'n geloofsgemeenskap wat hande vat, wat saamwerk met een doel voor oë. Dit is die deurbreek van God se koninkryk in hierdie wêreld. Weet jy, elke Sondag bely ons dat ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Ons bely dit elke Sondag. Maar weet jy wat bely ons onder andere hiermee? Ons sê dat elkeen van ons, elkeen wat 'n gelowige is, dat elkeen van ons verplig is om daardie gawes wat die Here aan ons gegee het, om dit werklik met vreugde, met blydskap in diens van die Here te stel. Om daardie gawes wat die Here aan my gegee het, tot beskikking vir my medegelowiges te stel, sodat hulle opgebou en verryk kan word, sodat ons saam kan dien in die koninkryk van die Here. Die Nehemia en daai paar manne saam met hom sou onmoontlik self hierdie mure kon herstel het. Dit is menslik onmoontlik. En bouwerk in 'n gemeente en bouwerk in die koninkryk van die Here is nie net die werk van 'n klompie amptenare en 'n klompie gewillige lidmate nie. Dis ons almal se roeping. Ons almal. Ons almal, een en elk, is deur die Here begenadig met baie besonderse gawes, waarmee ons elkeen 'n baie unieke bydrae kan lewer, ook in die koninkryk van die Here. En ek wil vanoggend die vraag vra, broeders en susters, waar is jy en jou kinders besig met bouwerk in die koninkryk van die Here? Want dis wat my getref het hier in Nehemia 3. Ouers saam met kinders. Miskien iets persoonliks, broeders en susters, maar ek gaan dit met julle deel. Ons het gister die finale byeenkoms van ons koningskinders vir hierdie jaar gehad.
Maar 'n rukkie terug het 'n pa vir my gesê, weet jy wat? Ek en my vrou en my kinders wil by koningskinders betrokke raak. En toe daai pa het gemotiveer en gesê, ook my kinders, hulle moet ook hierdie blootstelling kry. Ek wil hulle ook hier hê. En gister, toe hulle daar opdaag, was dit asof die Here Nehemia 3 so teen my bors gooi. En sê, Reiner, hier het jy dit. Hier sien jy dit. Pa, ma, saam met kinders. Besig in die koninkryk van die Here. Dis dalk waar ons moet begin. Is ons nie dalk, broeders en susters, so besig met ons eie dinge, ons eie belang, ons eie ou koninkrykie, dat ons nie meer tyd het vir die Here en sy koninkryk nie. Wil ons nie dalk te vinnig gaan rus in diens van die Here nie. Dis 'n argument wat ons nogal baie hoor. Ek wil gaan rus in die diens van die Here. Weet jy, as my en jou prioriteite nie reg is nie, as ons ingesteldheid nie reg is nie, want ons 'n verlammende ou uitwerking op die koninkrykswerk waartoe die Here ons roep. Verlammende uitwerking. Wat in diepste is ons ongehoorsaam aan die Here. En ons afbreek aan die eer van die Here. Want daar is soveel koninkrykswerk wat wag om gedoen te word waartoe die Here ons roep. Mag jy net vanoggend weer besef, ek het 'n unieke plek in hierdie gemeente, 'n unieke plek ook in die koninkryk van die Here. Ek is deur die Here kragtig en wonderlik toegerus om iewers net 'n stukkie bouwerk te doen. Ek langs my medegelowige, saam met hom. Maar hoe het hierdie klompie mense herbou aan Jerusalem se mure? Weet jy, daar is 'n pragtige refrein, 'n herhaling in al hierdie name wat ons daar lees. En telkens lees ons en naas hom het hierdie een gebou. En naas hom hierdie en hierdie een. Ons kan sê hulle het langs mekaar het hulle gebou aan Jerusalem se mure. Of jy nou 'n werkgewer of werknemer was, maak nie saak nie. Of jy nou ryk of arm was, of jy nou 'n geestelike was of 'n burgerlike. Skouer aan skouer, elkeen op sy plek, het hulle help bou aan hierdie muur. En dis hoekom dit in 'n rekordtyd herbou is. Nog iets baie besonders wat ons lees, is dat van die mense ook 'n tweede stuk gaan herstel het. Nadat iemand sy verantwoordelikheid teenoor sy huis nagekom het, daai stuk van die muur herbou het, lees ons dat van hulle nog 'n tweede stuk gaan herstel het. Dis hulle het ook mekaar gehelp. Ons moet nie met die minimum in diens van die Here tevrede wees nie. Op
op elkeen wat sterk is, wat besonder geseënd is. Dis ook die verpligting, gaan help ander, om ook te bou. Gaan staan maar langs hom, en dan begin jy saam met hom verder te bou. 'n Mens lees dat hierdie werk met geweldige entoesiasme deur die volk verrig is. Kan kyk vers 20. Van Baruch lees ons dat hy 'n tweede stuk met ywer aangepak het. En net in die volgende hoofstuk, Nehemia 4, lees ons dat daar gesê word, hierdie volk het gewerk, en daar was net die einde daaraan nie. En dan staan daar, want hulle hart was in die werk. Weet jy, broeders en susters, dis wat gebeur as God werklik die fokus in 'n mens se lewe raak. Dit maak jou ywerig in diens van die Here. Dit gee vir jou, of dit werk binne in jou 'n bruisende entoesiasme, omdat jy jou God geëer en gedien wil sien. Omdat sy koninkryk vir jou kosbaar is. Nou, is pragtige getuienis wat ons van die volk kry. Maar tussenin, broeders en susters, kry mens ook vers 5. In vers 5 staan daar, maar hulle vooraanstaande mense was nie gewillig om swaar werk vir hulle Here te doen nie. En dit is, kom ons noem dit, dis die eina in hierdie pragtige hoofstuk. Hulle vooraanstaandes was nie gewillig om swaar werk vir die Here te doen nie. Onwillig. Hier word gepraat van die vooraanstaandes van Tekoa. In hulle eie oë was hulle waarskynlik te groot om nederige dienswerk te verrig. Want hulle was mense van mag, mense van prestige, van groot aansien. Mag ek en jy nooit so belangrik in ons eie oë word, dat die nietigste ou dienswerk vir ons om te doen in die koninkryk van die Here te laag is nie. Mag ons nooit te belangrik in ons eie oë word om die nietigste dienswerk vir ons Here te doen nie. Ons moet werklik bid, broeders en susters, dat ons as gelowiges, dat ons as kerke, ook in hierdie land van ons, ek besef dit net weer, dat ons ware koninkryksbouers sal wees. Want een ding staan vas, en dit is dat die Here ons wil gebruik, dat die Here Bellville-Oos ook kragtig wil gebruik. Daarvoor het die Here ons toegerus. Daarvoor, broeders en susters, seën die Here ons as gemeente met gawes ver bo wat ons verdien. Hy wil ons sien bou in die koninkryk van die Here. Hy wil ons sien bou in ons huise, pa, ma en kinders. Hy wil ons sien bou in hierdie geestelike huis van hom, hierdie gemeente van hom. Hy wil ons sien bou in sy koninkryk. Omdat ek hy vergesig het, hierdie koninkryk kom binnekort in sy volle heerlikheid. Niks kan dit meer stuit nie. Ek is 'n bouer aan daardie koninkryk. Binnekort, so sê Johannes vir ons in Openbaring 21, daal die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel neer. Binnekort leef ek en jy in die nuwe Jerusalem.
Die Bybel beskryf met sy strate van goud, waar God alles in almal gaan wees. Weet jy wat tref my, dat ek en jy nou al bouers kan wees in hierdie stad waarin ons gaan woon. Dat ons nou al bouers kan wees waar ek en jy vir ewig gaan woon. Daarom, broeders en susters, jy het gawes, gaan gebruik hulle getrou in diens van die Here. Jy het 'n plek en jy het 'n taak. Bou saam met mekaar. Ons het mekaar so nodig. Ek het iemand langs my nodig elke liewe dag. Laat ons bou met groot entoesiasme, want ek sien Christus sal kom. Die volheid van die koninkryk van die Here. Amen. Ons hemelse Vader, ver voor ons sien ons die volle koms van u koninkryk, waarin elke knie voor u sal buig, waar elke tong sal bely dat u die Here is. Dis waarna ons uitsien, dis waarop ons hoop. Maar dit is ook waarvoor u ons wil gebruik. In u koninkryk. Hier in die gemeente, by ons werk, in ons huise, oralster. Vader, u het ons reeds bemagtig om te kan bou. Gee dat ons met entoesiasme dit sal doen. Gee vir ons deur u Gees groot opgewondenheid in ons harte. Gee vir ons 'n roepingsbesef. En mag u kerk ook in hierdie land hande vat. Mag ons as gelowiges skouer aan skouer ook in hierdie land van ons werk in u koninkryk. Vader, gebruik ons. Gebruik ons kragtig. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen.